Harry, of fire in my soul. Wat was die laaste liedjie wat ons gesing het? Holy, holy is the Lord God Almighty. Nee. En weet julle waar kom dit uit? Uit die Bybel uit. Al twee daai liedjies in een stukkie, in 8 versies, om presies te wees. Ek dink iemand moet vir my kom lees, ek gaan dit nie gemaak kry nie. Lilla, kom lees. Van 1 tot 8. Ja, van 1 tot 8, ja. Okay. Luister mooi wat sê. Jesaja 6. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning en die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Amen. Sien julle die eerste liedjie? Heilig, die eerste een, send a new touch of fire, you take a burning coal, touch my lips, ne? Dis die eerste liedjie en die laaste liedjie, heilig, heilig, is die Here God. Wat beteken heiligheid? Heiligheid beteken nie net om skoon te wees, rein te wees en sonder sonde nie, né? Dis nie al wat dit beteken nie. Heiligheid beteken ook om anders te wees as die ander mense. As die ander mense na die bar toe gaan, dan gaan jy nie na die bar toe nie. As die ander mense dit gaan doen, dan gaan doen jy dit nie. As die ouens gaan skelm rook om die draai, dan gaan jy nie. Dit is beteken jy's anderster as die ander. Jy's afgesonder. Daar's iets anderster rondom jou wat die mense nie verstaan nie. Jy's uniek en verhewe bo alles. Dis nou God. Wanneer die Bybel sê God is heilig, wat bedoel hulle? Daar is niemand soos hy nie. Volmaak in al sy weë. Ons kan hom nooit cross-question of verdink, Here, maar hoekom het jy dit aan my gedoen nie? Hoekom het jy nie? Want God is heilig in al sy weë. Alles wat hy doen. Sy wil is regverdig en sy woord is waar. Is dit nie so nie? Sy liefde is suiwer. Ons sê altyd, as jy nie 'n kind van die Here is nie, kan jy nooit jou maat ten volle lief hê nie. Want God is liefde. As liefde in jou woon, dan kan jy jou maat, of jou boyfriend of jou girlfriend, regtig lief hê. Nee? Want 'n ateïs kan dit nie hê nie, want hy het nie God in hom nie. Daarom het hy nie die volmaakte liefde nie. Hy het nie die suiwer liefde nie. Hy het ander gedagtes, maar hy het nie liefde nie. In sy kop. Sy teenwoordigheid is glorieus. Sy teenwoordigheid is skrikwekkend mooi. As ons in sy teenwoordigheid kom, dan sê jy weet, jy staan op heilige grond. Want als waar hy is heilig. Wat het die serafs geroep? Liefde, liefde is die Here. Alhoewel God liefde is, het hulle dit nie geroep nie. Het hulle geroep, genadig, genadig, genadig is die Here. Alhoewel hy genadig is, het hulle dit nie geroep nie.
Het hulle geroep, voorsienaar, 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 alhoewel hy ons voorsienaar is van alles wat goed is. Hy voorsien ons van ons daaglikse brood, hy voorsien ons van gesondheid, hy voorsien ons van alles wat ons in lewe. Het hulle dit geroep? Alhoewel hy 'n voorsiener is, het hulle dit ook nie geroep nie. Maar wat uit dit alles uit, roep hulle, heilig, heilig, heilig is die Here. Dis hoekom ons met ons natuurlike liggame nooit eendag voor God sal kan staan nie. Omdat ons moet 'n verheerlikte liggaam kry om voor hom te kom. Hierdie vleis wat ons in is, sal uitbrand in die oomblik wanneer ons voor hom kom. Want hy is heilig, absoluut heilig. Daar's geen greintjie, kraakie van donkernis in hom nie. Hy is heilig. In die ou tabernakels en goed waar die Jode aanbid het, het hulle die ark van die verbond gehad in die allerheiligste. Het een keer 'n jaar die priester 'n sondebok gevat, die sondes van die volk opgelê, gebid en geoffer vir sy sondes en alles. Dat hy klokkies aan sy rokkie vasgemaak en 'n tou aan sy voet om in die allerheiligste in te gaan. En dit was net die heerlikheid van God wat daar verskyn het. Dit was nie God self nie. Want dit was die mercy seat, die genade deksel, daar waar hulle geoffer het, bloed wat gesprinkel moet word vir die sondes van die volk. Maar die priester wat daar moes ingegaan het, moes skoon gewees het, om net in die teenwoordigheid van sy glorie te kan kom. Daar moet niks verborgen in sy lewe gewees het nie. Die mense het buite gestaan, die riem vasgehou, en geluister of hulle nog die klokkies hoor. As die klokkie stil geraak het, het hom aan sy voete daar uitgetrek. Want hy iets gehad wat hy nie skoon gemaak het nie. 'n Ontmoeting met heiligheid bring bewusheid van onheiligheid. Is dit nie so nie? Waar jy met iemand te doen kry, of hier in hierdie geval met God te doen kry, met sy almag, sy heiligheid, besef die man Jesaja, dat hy is onrein van lippe. Dadelik, toe in die teenwoordigheid van heiligheid kom, toe word die onheiligheid vir hom sigbaar in sy lewe. As ons in die teenwoordigheid van God almagtig kom, begin hierdie onreinheid wat ons in ons het, te vore kom. Dan kan ons sê, Here, vergewe my vir dit wat ek gedoen het. Wanneer Jesaja sê, voor hom kom, hy sê, wee my, ek is 'n man van onrein lippe. Ek lewe in 'n nasie van onrein lippe, en 'n mense van onrein lippe. Wanneer die mens God se heiligheid sien, trots smel somme weg. Jesaja was die seun van Amos gewees, ook 'n profeet, wat net bietjie vorentoe in die Bybel opgeteken is. Hy was 'n seun van 'n groot profeet. Maar Jesaja het nie gesê, wow, ek is die seun van Amos nie. Hy het gesê, ek is sondig, ek is nie waardig. Sonde word bitter in jou lewe. As jy ontmoeting het met heiligheid, kom sonde op, en dit word sleg, en dit word bitter, jy word skaam, jy voel vernederd, jy voel sleg oor dit wat jy gedoen het, waar sonde in die teenwoordigheid van heiligheid kom. Selfregverdiging, altyd hierdie wat sê, ek het dit nou maar gedoen, maar daai ou, hoeveel keer is dit gehoor, ek doen dit, maar daai ou doen dit. Jy weet, hy doen groter sonde. Nee, daai goed verdwyn. Jesaja sê, Here, wee my, ek is onrein lippe. Nederigheid word egter aanvaarbaar vir jou, om nederig te wees, waar Jesaja gesê het, Jesaja wat een van Jesaja wat die meeste van die messiaanse profesie gegee het, in die Bybel, word nederig voor die Here. Hy word nederig, hy smelt, hy klim op sy knie, hy sê, Here, wee my in hierdie oomblikke. Heiligheid van God, maar maak God se genade groter, né? Die heiligheid van God in sy teenwoordigheid
is die genade van die Here nog groter. God sê nie vir Jesaja, jy's vuil, gaan weg nie. Het God dit vir hom gesê? Nee, hy het nie vir hom gesê nie. Nooit het God dit gesê nie. Toe ek my voor die Here ontbloot het, het hy nie vir my gesê, gaan weg, jou swart sondaar, jy's 'n slegte mens, kyk wat jy al in jou lewe gedoen het. Hy het dit nooit gesê nie, hy het gesê, kom, die genade van die Here het oor my gespoel. Nee, hy stuur 'n seraf. Jy het gelees, hoe lyk 'n seraf? Hy's groter as 'n gerub, hy's groter as 'n engel. Stuur hy met 'n koolvuur uit die altaar uit, om Jesaja se lippe aan te raak. En hy sê vir hom, jou skuld is weg, jou sonde is versoen. Net so maak die Here Jesaja waardig. Toe hy in die heiligheid kom van die Here, en hy kom aan Jesaja sê, en hy doen sy sondebelydenis, hy sê, Here, ek is verkeerd, kom die genade van die Here oor Jesaja. Jou skuld is weg, jou sonde is versoen. Klaar. He paid the price. Heilig, sonder genade. Heiligheid, sonder genade, stoot mense weg. Dryf hulle weg. Hoeveel keer kry ons mense wat hulle holy molies noem, en al wat hulle doen, hulle slaat mense met die Bybels, die vers, daai vers, en wat kry hulle ooit reg? Hoeveel siele het hulle ooit gewen? Nee, saam met heiligheid moet daar genade kom. Toe ek in die teenwoordigheid van die heilige almagtige gekom het, het hy my sondes weggewas. Is ons meer as hy? Nee. Heiligheid saam met genade loop hand aan hand. Heiligheid met genade red mense. Dit is wat die Here doen, dis wat hy in Jesaja gedoen het. Soos ek gesê het, die ou wat die meeste messiaanse profesieë geskryf het. As jy twyfel, kyk na die kruis. By die kruis sien ons dit. Toe liefde en heiligheid by mekaar gekom het. Ne? Hoe ernstig God oor sonde was, om 'n prys daarvoor te betaal het, omdat hy lief was vir ons. Heiligheid en liefde kom by mekaar by die kruis. Daai heilige plek het hy versoening gemaak vir my en jou, en hy het ook sy liefde aan ons betoon, en hy het gewys hoe voel hy oor sonde. Die heiligheid van God roep ons tot 'n aanbiddingslewe, tot 'n lewe wat uitgesonder is, wat vir hom. Dan is 'n liedjie sing nie net meer 'n liedjie sing nie. Dan word dit 'n aanbidding, dit word 'n leefstyl, want jy loop en jy sing 'n liedjie, jy word wakker met 'n liedjie, en die nag as jy wakker word, daar 'n koortjie op jou verstand, as jy loop, fluit jy die Onse Vader, jy fluit, wow, good is our God. Dis hoe jy beweeg, jy's in aanbidding met hom in heeltyd, jou lewenswyse het verander. Jesus, nadat Jesus jou gereinig het, wie sal jy stuur? Nadat God Jesaja sy lippe aangeraak het met 'n koolvuur, sy laste weggewas het, en sy sonde versoen het, vra hy, wie sal ek stuur? Omdat Jesaja se God se heiligheid en genade ondervind het, daai oomblik toe hy God sien, en hy sien die heiligheid, en hy sien die serafs, en hy sien die grootheid, en hy sien die altaar aan, en waar God is. Maar hy sien ook die genade wat die Here vir hom toegewy het. Spring hy op, hy sê, Here, stuur my. Hier is ek. Daai ontmoeting in heiligheid en genade verander jou lewe. Nou kan jy gaan met 'n getuienis en sê, luister, ek was dit, ek is nou dit. Die Here het my sy heiligheid gewys, maar hy was my genadig. Toe ek op die ergste punt in my lewe was,
het die heiligheid van die Here my oorskadu, en hy het my vergewe, hy het my skuld weggewas, hy het my sonde versoen. Dis wie God is. Wanneer 'n mens die heiligheid van God beleef, aanbidding word 'n mate van lewenswyse. Heiligheid word nie 'n las nie. Dit word 'n vreugde. Om heilig nou te lewe, na hierdie ontmoeting, is jou lewe nie meer om heilig te wees, nie 'n las nie. Hoekom wil jy nou na lelike grappies luister, lelike goed kyk, of whatever? Nou is die heiligheid die lewe wat jy in lewe, vir jou 'n vreugde. Daar waar mense braai en drink, om weg te draai van dit af, en weg te loop, is 'n vreugde. Jy rejoice in the Lord, always. Dit bring vir jou 'n ander gemoed in jou lewe. Is dit nie so nie? Gehoorsaamheid is nou nie meer moeilik nie. Dit kom sommer van self, om gehoorsaam aan die woord van die Here te wees. Jy hoef dit nie meer om slaag te kry en uitgedinges te word, elke slag as jy nie gehoorsaam is nie. Gehoorsaamheid kom nou in jou lewe van self. God roep ons nie om perfek te wees nie, maar hy roep ons om anders te wees, om uitgesoek te word. Die Engelse mense het so 'n mooi woord wat sê to be set apart. Is dit nie so nie? Om anders te wees as die mense wat nog nie daai ontmoeting met die Here gehad het nie. So 'n leefstyl met God. Lewe jy naby, om so 'n lewe te hê, lewe jy naby in die teenwoordigheid van die Here. Heiligheid kom nie uit menslike pogings nie. Jy kan probeer soveel as wat jy wil. Hoeveel keer het jy in my lewe het ek gesê die oggend as ek so sleg voel, sê ek, nooit weer in my lewe sal ek drink nie. Nooit weer nie. Maar wat is die sonsak vanaand? Daai heiligheid het nie het ek probeer self doen. Dit het nie gewerk nie. Tot die dag toe ek vasloop in 'n heilige God en sy genade my oorskadu het. Daai dag het ek dit gelos en ek het losgemaak daarvan. Dit is wat dit doen. Jy kan nie uit jouself uit probeer en op die ou ende val jy en jy sê ek kom nie reg nie, ek gaan maar aan met my lewe. Gee die Here 'n kans. Dis die Heilige Gees se werk. Die Heilige Gees werk van binne af buite toe. Nie van buite af binne toe nie. Jy leer die heiligheid van die Here van binnekant af. Die werk wat hy in jou doen, begin later in jou inskadu, né? 'n hart, hou jou hart sag vir mense, vir enige ding. Sonde maak jou hart hard. Praat met iemand wat verkeerd doen. Onmiddellik is hulle in fighting mood. Onmiddellik, sy hart is hard, hy wil dit nie doen nie. Maar hou jou hart sag. Al doen jy net dit, leer jy net dit vandag om jou hart sag te hou, dan is daar plek vir die heiligheid van die Here om van binne af na buite toe te werk. Wees 'n ligdraer in die oomblikke. 'n Stad op 'n berg kan nie versteek word nie, sê die Bybel. Het jy al Johannesburg gesien in die nag? Jy's ver van hom af. Of Durban op. Jy's ver, jy's amper by Pietermaritzburg verby, dan sien jy al die liggies. Né? Jy kan hom nie wegsteek nie. As jou lig die Here se heiligheid en sy genade in jou lewe is en hy skyn, kan jy dit nie wegsteek nie. Jy kan probeer soveel jy wil. Want jy is dan soos 'n stad op 'n berg. 'n Lamp op 'n staander wat nie verdof kan word nie. Die heiligheid van God roep ons nader. Die heiligheid van God is nie iets om van weg te hardloop nie. Waar mense oor heiligheid praat en al die dinge, is dit nie van om weg te hardloop nie, maar om jou nader te trek, jou rein te maak en jou te verander. Né? Is dit nie so nie? God sê vandag, kom nader. Ek is heilig, maar my arm staan oop vir jou. Vir ieder en elkeen. Ek is heilig,
maar ek is ook genadig. 'n Mens, as hulle oor sonde praat, wippel hulle 10 baar op en hol weg, né? Maar ek wil vir julle lees in Handelinge. Wat het die eerste bekeerlinge gedoen? Handelinge 19 vers 18. Acts 19 vers 18. 19 vers 18. En baie van die wat gelowig geword het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak. Né? Wat sê dit vir jou? Kom, maak jou skoon, was jou skoon, dis wanneer jy skoon kom. Bely voor God, maak jou skoon, jou dade wat in die donker was moet in die lig kom, dan is daar geen niks nie. Dan kom die kool van vuur en raak jou lippe aan. Is dit nie so nie? My lewe was voor ek tot bekering gekom het nie baie mooi nie. Ek het verkeerde dinge gedoen en verkeerde lewens gelei. So seker 90% van ons almal. Maar daar was 'n dag in my lewe wat ek die heiligheid van God ontmoet het. Maar ook sy genade ontmoet het. En hy my skoon gewas het. En ons lees 'n verhaal in Korintiërs waar Paulus sê, hy sien hierdie man, hy weet van iemand wat in die derde hemel was en wat voor God gewees het en so aan. En hy praat eintlik van homself. Hy sê ek wil nie te veel van myself praat nie, dat die mense nie meer van my dink as wat ek is nie. En hy noem dit alles en hy sê, daar's vir my 'n doring in die vlees gegee. Hy sê, 'n duiwel, 'n gesand van die duiwel wat my slaan elke keer. Né? En ek het gedog by myself, baie mense sê, hy sê oë het begin swak word, hy is omdat hy tronk was en wat. En ek het hele baie jare terug, is in 'n gemeente en daar was 'n groot evangelis daar gewees, baie bekend op TV's en oralster. En een van sy studente kom by my en hy ken my, hy sê vir die oom, ken hom. Jy weet, hy kan boks, jong. En ek sê van wyk Satan, en ek weet hoe hierdie ou herinner my nou aan my verlede. Ek is nie meer daai ou nie. Wie herinner jou aan jou verlede? Die duiwel. God herinner jou aan jou toekoms. Hy wil jou na jou toekoms toe vat. En ek lees die stukkie, julle weet Woensdag is daar gebid en iemand bid weer oor my verlede. En ek sê toe by myself, Satan, jy is besig om die doring in my vlees in te druk. Is dit nie so nie? Satan, jy slaat my hoe jy my kort rip nou. Daar sal altyd mense wees, en die duiwel sal altyd daar wees, om jou te herinner aan jou verlede. En dis toe ek besef, maar Paulus, jy praat eintlik van dit, ek mag dalk verkeerd wees. Ek sê nie ek is reg nie, al die ander ouens is verkeerd. Maar Paulus, die Here sê my genade is vir jou genoeg. Paulus het dooies opgewek, Paulus het siekes gesond gemaak, 'n giftige slang het hom gepik en het hom niks oorgekom nie. Wat kon dan so erg gewees het? Wat hom 'n doring in die vlees kon gewees het, deur die duiwel wat jou herinner aan jou verlede. Is dit nie so nie? Elke slag waar Paulus goed gedoen het, dink ek, het die mense wat deur Satan geloop het, gesê, onthou, hy het toestemming gegee vir Stefanus se dood. Hy was deelagtig aan die moorde van die klomp Christene, deur van ons klomp broers. Pas op vir jou. Is dit nie? Is dit nie wat Paulus hiervan praat nie? As jy sien, jy gaan op in die lewe en die Here begin jou gebruik, Jesaja, jy begin die messiaanse profeseë skryf.
En daarin kan niemand niks doen nie, behalwe as iemand vir jou sê, Jesaja, jy was maar eintlik 'n boer se seun. Wat soek jy nou hier op die profesie? Jy weet, jou verlede, Paulus, jy het aan ons Christene vervolg. Hoe kan jy nou sê ek dien hom? Hoe moet ons nou na jou luister? Jou verlede. Ek het al een keer gepreek oor jou verlede het geen beheer oor jou toekoms nie. Maar dis 'n duiwel wat jou altyd slaan en jou probeer seermaak. Maar die Here kom gelukkig met sy heiligheid en hy sê, my genade is vir jou genoeg. Jou verlede dink ek nie meer aan nie. So, laat ons nou vandag, roep die Here ons weer eens, tot heiligheid en genade. Die arm staan oop, vir een en elkeen van ons, om die geleentheid te gebruik, om in te stap in sy oop arms, sy genade. Is dit nie mooi nie? Hy neem nie ons verlede aan nie. Hy neem ons aan en sê ons toekoms. Die duiwel is in ons verlede. Hy ploeter daar die modder rond, daar waar ons was. As iemand voel dat hy is